Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Nou hierdie week is bekend as Heilige Week. Dis die intog van Jesus in Jerusalem, waar op die donkie Palm Sondag gewees en ons beweeg al hoe nader aan Vrydag, Goeie Vrydag. En ek bid dat jy ook 'n heilige week sal hê, 'n goeie week, 'n week sal hê van fokus op wat het Jesus alles en regtig vir ons gedoen daar op die kruis toe hy vir ons gesterf het. So ek bid dat iets daarvan hierdie week by jou sal vassteek en vaslaan. Ons kyk na die woorde op die kruis, almal se woorde, verskillende woorde op die kruis. En hierdie week gaan ons meer fokus op van Jesus se woorde. En net die verskillende betekenisse, hoekom en dalk die boodskap vir jou en my in Jesus se woorde. Die eerste, Johannes 19:26. Hoor hierdie mooi woorde, hy sê, toe Jesus sy ma sien en die liefling disipel wat by sy ma staan, sê hy vir haar, vrou, daar is die seun. Daarna sê hy vir sy disipel, kyk, daar is jou ma. Van daardie uur af het die disipel Jesus se ma by hom aan huis geneem. Dis nou maar bietjie kultuur, Jesus was die oudste seun, Josef het 9 uit die 10 keer al gesterf, so Jesus se verantwoordelikheid was om na sy ma te kyk, en hy kon nie, hy gaan sterf, ons weet hy staan op, en hy vaar op na die Vader toe, so hy reël dat daarna sy ma gekyk word, aardse reëling. Ek bedoel, dis nie so belangrik as jy die God van die heelal is, om nou hierdie klein, kan ek sê, admin uit te sorteer nie, en kan ek sê, hier sien ons iets van die Vaderhart, die liefde van God die Vader. Dis 'n klein reëlingkie. In die breë spektrum van dinge, ek bedoel, Jesus hang aan 'n kruis, daar's spykers in sy hande en voete, daar's 'n doringkroon op sy kop, hy's besig om te veg vir sy lewe, en hy hanteer hierdie woord of hierdie saak van sy ma en Johannes, en dat daarna sy ma gekyk moet word. Ek hou van die begin van daai woorde, het sê, toe Jesus sy ma sien. Jy sien, hier is die woorde wat jy moet hoor. Jesus sien jou. Jesus sien jou omstandighede. Jesus sien jou klein admin, wat gering is, wat aards is, wat tydelik is. Ek bedoel, Maria gaan sterf, Josef gaan sterf, hulle gaan almal hemel toe eendag en vir ewig by God bly en hulle het 'n ewige tuiste. So as jy 'n ewige tuiste het, hoekom worry oor 'n aardse tuiste? Dit wys die hart van God. Hy is besorg oor jou klein admin. Die goed wat tydelik is. Ja, dis nie sy nommer 1 fokus nie. Nommer 1 fokus is die redding van jou siel en die redding van jou naaste en die redding van jou kinders en die ewige tuiste en hemel en al. Dis sy hoofprioriteit. Maar hy sien jou. Hy sien jou aardse behoefte, hy sien jou seer, hy sien jou, kan ek sê, aardse klein admin wat jy moet uitsorteer en wat belangrik is en wat jou wakker hou en wat bekommerend is. Hy sien. En hy hanteer, en hy stuur oplossings, en hy stuur mense. Baie keer is mense die middel, né? God gebruik mense om mense te help. En baie keer is ek en jy daai oplossing, baie keer is jy die Johannes, wat hy wil gebruik in ander mense se admin. Wees gereed, dat God jou gebruik. Wees verseker, God sien jou. Kom ons sê dankie daarvoor vandag. Hemelse Vader, hier op die kruis, onder groot pyn, swaar kry, agony, sien Jesus. Hy sien aardse tydelike dinge wat vir Josef en Maria belangrik was, en hy sien dit raak. Hy sien Maria, hy sien Johannes, en hy hanteer dit. Here, ek weet vandag, U sien my. U sien elke persoon op hierdie call, U sien ons dagse programme, U sien ons skedules, U sien ons werk en verantwoordelikheid, U sien ons nitty-gritty, tydelike aardse admin, wat niks te doen het met die groter prentjie nie. U sien. Here, dankie dat U mense gebruik om mense te help. En Here, ons stel ons almal tot beskikking. As ons die Johannes moet wees in 'n storie, dan is ons ook daarvoor gereed, Here. Gebruik ons om U liefde na 'n gebroke wêreld toe te vat. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, onthou dit. Jy's miskien Maria, miskien Johannes. God sien jou. God gebruik jou.
Die Here seën jou. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.